So baie dankie vir hierdie voorreg om vandag te kan sê, it's all about you. Here, dat alles vandag oor U gaan. En Here, dis juist wanneer ons sulke woorde bid, sulke woorde sê dat die duiwel nie gelukkig sal wees nie. En dat hy 'n klomp goed sal gebruik om ons aandag te probeer aftrek. Maar Here, dat ons vandag uit ons hart uit kan sê, it's all about you. En Here, as ons 'n oomblik so sit in die banke van hierdie kerkgebou, bid ek, Here, dat ons op hierdie oomblik die teenwoordigheid tasbaar sal ervaar. Kom bereik U doel en U wil vandag in hierdie erediens, Here. In Jesus se naam. Amen. Ek het hierdie week navorsing gelees wat my nogal laat wonder het. Volgens Pew Research Center daaronder, dis nou 'n maatskappy wat navorsing doen oor Christelike goed in die kerk en sulke tipe goed. Maar in 2024 het hulle bevind dat 70% van volwassenes in die VSA maak nie 'n nuwejaarsvoorneme nie. So net 30% doen van alle volwassenes in die VSA. En ek dink die statistiek is veel anders by ons nie. Julle het almal die statistiek nou beleef, nê? Nou sê hulle dat 80% van die mense van hierdie 30% twyfel in any way of iets gaan verander. So hulle maak dit, want dis die norm of. Maar 80% van daai 30% sê hulle twyfel of iets gaan verander. Nou wil ek net vir jou 'n praktiese voorbeeld gebruik. In 'n gemeente van sê nou maar 400 mense, is daar 120, hulle is baie beter as ons, nee, hierdie voorbeeldjie, maar anyway, is daar 120 wat nuwejaarsvoornemens maak. Maar net 24 van 400 mense glo hulle kan verander. Ek weet nie van jou nie, maar dis vir my nog 'n bietjie sad. En so 'n bietjie skrikwekkend ook. Wil jy verder weet dat hulle sê 65% van hierdie 24 mense is onder die ouderdom van 30 jaar. Toe ek vra wie het nuwejaarsvoorneme gemaak, was meeste onder die ouderdom van 30 jaar. Wil jy nog scary hoor? Net 6% van daai 400 mense is bo die ouderdom van 60. Met ander woorde, 16 mense in die gemeente van daai 24 is onder 30 jaar oud. Net een is bo 60. Hierdieselfde navorsing sê daar's 2 redes hoekom mense nie nuwejaarsvoornemens maak nie. Die een, hulle glo dit gaan in elk geval nie gebeur nie. Hulle glo hulle kan nie verander nie. En die tweede een, en ek hou van hierdie eerlikheid, is die tweede rede, hulle is nie lus om dit te doen nie. Ek weet nou nie wat jou rede was nie. Ander statistiek sê weer dat net 50% van mense in Suid-Afrika is tevrede met hulle lewe. Nou het 5 mense hulle hand opgesteek wat sê hulle is tevrede. Weet julle wat se ironie hier in ons praktiese voorbeeld? Dis net daai wat 'n nuwejaarsvoorneme gemaak het. Die wat tevrede is, sê maar daar's nog steeds goed in my lewe wat kan verander.
Dis vir my scary in my core dat ons sê, ek is nie tevrede met my lewe nie, maar gaan niks verander nie. Ironies. En ek weet nie hoe ons hierdie goed by mekaar bring nie. Ek het 'n prentjie gesien hierdie week wat die volgende sê: as jy nie verander nie, sal jy nie 'n nuwe jaar hê nie. Jy sal net nog 'n jaar hê. So ons kan eintlik maar vir mekaar sê as ons huis toe gaan, geseënde nog 'n jaar. En nou kan jy vinnig vir my sê, ja, maar ek gaan hierdie goed probeer en ek gaan in elk geval in die tweede week dit nie meer doen nie. Wat help dit ek maak 'n nuwejaarsvoorneme as ek dit in elk geval nie gaan hou nie? Kan ek vir jou sê, I'd rather attempt to do something great and fail than to attempt to do nothing and succeed. Dallas Willard is baie meer reguit. Hy sê, you don't have to intend to ruin your life. You only have to decide not to change. Iemand anders het gesê, most lives fall apart not because of bad decisions. They fall apart because they never decided to change. Ek wil vandag vir jou sê, 2026 hoef nie dieselfde te lyk as al die jare voor dit. Daarom hierdie reeks, dink nuut. Mag ek jou vandag uitdaag om nie te dink oor 2026. Die God wat ons aanbid, is 'n God wat spesialiseer in nuut. Hy kom in Genesis, dan skep hy nuut uit chaos. Klaagliedere 3 sê, God se genade is elke dag nuut. Jesaja 43 sê God self, kyk ek doen iets nuut. 2 Korintiërs 5 sê as enigiemand in Christus is hulle 'n nuwe skepping. Paulus sê kyk, alles het nuut geword. Mag jy in 2026 nie dink oor jou geloof, oor jouself, oor jou verhoudings, jou gewoontes, oor jou prioriteite. Efesiërs 4 vers 23 sê, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Die ding is hoekom ons nie nuwejaarsvoorneme maak nie, my eie idee, is dat baie van ons hou van die idee van verandering, maar ons hou nie so baie van die proses wat dit vra nie. Ons is mal oor 'n nuwe jaar, maar ons soek nie nuwe gewoontes nie. Ons wil graag goed in ons lewe verander, maar ek wil nie opofferings maak nie, ek wil nie ongemak beleef nie, ek wil nie dit wat my vashou konfronteer nie. Tog wil ek vandag vir jou sê, verandering is so Bybels. Van Genesis tot Openbaring lees ons so gereeld hoe God vir mense uitnooi om te verander. Hy sê vir mense om te trek, hy sê vir mense om oor te begin, hy sê vir mense gereeld om nuut te word. Die Bybel hou van taal soos 'n nuwe hart, 'n nuwe lied, 'n nuwe verbond, 'n nuwe skepping. Meer as een keer. En daarom dink ek vandag, verandering is baie keer so nodig. Ek het vir julle die wandelteks gestuur en ons het 'n bietjie daarna gekyk tydens die oujaarsdiens. En ek kan nie vir julle sê hoe die Here met my gepraat het in hierdie laaste week rondom hierdie teks nie. So ek lees dit en ek het dit op die bord, Efesiërs 5, vers 15 tot 17, en ek gaan dit in 2 vertalings vir jou lees. As jou Bybel het, is jy welkom om tog saam te lees, en jy kan dit merk, en
aantekeninge dalk maak. Efesiërs 5 vers 15 tot 17 begin in die Nuwe Lewende Vertaling met die volgende woorde: Wees dus baie versigtig hoe julle lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie, leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Die boodskapvertaling is vir my goed as dit sê, wees baie versigtig hoe jy leef. Lewe soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag. En nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry. Want ons lewe in moeilike en slegte tye. Dankie tog is nie ek wat dit sê nie. Moenie julle lewe mors deur sonder 'n doel te leef nie. Hoor julle dit? Moenie jou lewe mors deur sonder 'n doel te leef nie. Maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. Wees baie versigtig oor hoe jy leef. Dis nie 'n voorstel nie. Dis asof Paulus vir jou sê, hier's 'n wake-up call. En ek hou daarvan die messages kreatief. Hy sê, wake up from your sleep. Climb out of your coffin. Wees versigtig. Baie versigtig. Nou hierdie teks, hierdie brief wat Paulus skryf, in die Bybelse tyd is dit skokkende taal. Die oorspronklike Grieks sou hierdie ouens se oë laat rek het as hulle dit moes lees. Dit klink harsh. En die ergste van alles is, Paulus skryf nie vir ongelowige mense nie. Hy skryf vir mense wat reeds God aanbid en 'n verhouding met hom het. Vir hom en vir julle en vir ons sê hy, wees versigtig, word wakker. Die ergste is, hy sê dit nie net een keer, hy sê dit in Romeine 13 weer. Hy sê dit is dringend. Dis tyd om wakker te word. Paulus is ernstig. Wees baie versigtig hoe jy leef. Die woordjie versigtig in die Grieks beteken let noukeurig op, kyk met aandag, ondersoek elke detail. Vandag dink ek die Here wil vir jou vandag sê, wees versigtig oor hoe jy leef. Kyk na die details in jou lewe. En ek kan nie help om te wonder, hoeveel van ons is regtig bereid om dit te doen nie. Want die realiteit is, ons is selde eerlik met onsself. Ons hou nie om in die spieël te kyk en onsself te konfronteer oor ons keuses en ons leefwyse nie. Ons vra nooit, hoekom doen ek wat ek doen, of hoekom reageer ek soos wat ek reageer nie. Ons leef maar net. En daarom dink ek is die woorde van Psalm 139 eintlik woorde wat ek en jy daagliks moet bid. As die digter sê, deurgrond my o God. Deurgrond my hart, ondersoek my. Hierdie Psalm nooi ons uit om te sê, Here, kyk hier binne. Is daar nie iets in my lewe wat dalk so bietjie moet verander nie? En dis hoekom ek gesê het, ek is 'n aanhanger van nuwejaarsvoorneme, want dit help my en jou so bietjie om ons eie lewe te konfronteer. Om ons eie lewe te ondersoek. Om te vra, as ek tevrede om hierdie jaar maar net weer aan te gaan soos ek het. Om maar net weer in November te kom en te voel ek het uitgebrand, ek het 'n vakansie nodig, van ons al Februarie, maar ander van ons November. Deurgrond my Here, soek.
Is daar iets in my lewe wat dalk moet verander? Efesiërs 5 vers 15 wat ons gelees het sê, jy kan hierdie jaar op een van twee maniere leef. Een, soos iemand wat dwaas is, of twee, soos iemand wat wys is. Die woordjie dwaas in die Grieks beteken om nie op te let nie. Die woordjie dwaas beteken om nie bedag te wees op die moontlike gevolge van dit wat jy dink of doen nie. So met ander woorde, Efesiërs 5 vers 15 sê, moenie leef soos iemand wat nie oplet hoe hulle lewe lyk nie. Hou op leef soos iemand wat sê, dis maar net hoe ek is. Vra liewer, en hierdie vraag kan jou lewe verander. Wie het God my gemaak om te wees? Efesiërs 5, aan die einde van vers 17 sê, maak seker, hoor julle hierdie sterk woorde, maak seker hoe die Here wil hê jy moet leef. Efesiërs 5 vers 16 sê, moenie jou tyd mors nie. Moenie hierdie jaar jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry. Hierdie woordjie geleentheid, in die Grieks is die woord kairos. En kairos is nie die tyd wat ons op 'n horlosie sien nie. Dis kronos. Kairos is 'n kritieke tyd, 'n beslissende tyd. Kairos is 'n tyd wat God gee. So kronos vra, hoe laat is dit? Kairos vra, wat vra God nou van my? Want God gee nou vir my 'n geleentheid. Paulus sê, moenie jou tyd mors nie. Sien raak die geleenthede wat God self vir jou gee. Moenie leef met die idee van ek sal eendag verander nie. Ek sal eendag wanneer dinge rustiger raak, wanneer my lewe minder ingewikkeld is, wanneer my kinders groot is, wanneer my omstandighede beter is, wanneer ek meer tyd of meer energie het of minder spanning het. Paulus sê nee, moenie wag vir die ideale tyd nie. Gebruik die geleentheid, die kairos geleentheid vandag wat God vir jou gee. Moenie jou tyd mors nie. Gebruik elke geleentheid. Dallas Willard, wat ek nou aangehaal het, skryf in sy boek Renovation of the Heart, dat verandering nie per ongeluk of toevallig gaan gebeur nie. Hy sê dit vra 'n ware verandering, vra 'n besluit en rigting. 'n Bereidwilligheid om anders te leef as gister. Hy sê dat om te verander vra 'n vernuwing van ons hart, ons gedagtes, ons begeertes, ons gewoontes en ons keuses. En as jy nie bereid is om jou hart totaal te verander nie, is jy dieselfde mens, net met nuwe voornemens. En hy sê, as jy wil verander, dan gebruik hy die WIM raamwerk. WIM staan vir Vision, Intention and Means. En Paulus sê eintlik dieselfde in teologiese taal. Hy sê, leef wys, soek God se wil, maak die beste van elke kairos oomblik. Net so terloops, ek beleef dat regtig vandag se diens vir jou 'n kairos oomblik is, 'n geleentheid wat God gee. En ek het gehou van hierdie WIM raamwerk en wat hy daarin sê, en ek het dit toe so 'n bietjie my eie gemaak. En ek noem dit DIP. Nee, chip en dip. Ek gaan dit nooit vergeet nie. Elke keer as jy daai dip gaan sien in die winkel, sal jy nooit vergeet. Dip gaan my help om te verander. En my gebed is dat dit ook in 2026 jou sal help om nuut te dink. So die D van dip is doelwit.
Efesiërs 5:17 sê, julle moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie. Die 83 vertaling sê, moenie onverstandig optree nie. Die woordjie onverstandig beteken om sonder insig te wees. Om nie te kyk nie. So dis baie duidelik dat Paulus al in die begin van hierdie teks sê, moenie soos iemand leef wat nie insig het nie, wat nie kyk nie, wat nie 'n doel het nie. En daarom wil ek jou vra, as jy nog nie daaraan gedink het nie, wat is jou doelwit vir 2026? Want Paulus is ernstig om te sê, moenie lewe soos iemand wat nie 'n doel het nie. Jy moet 'n doel hê in hierdie lewe waarvoor jy leef, anders gaan jy ronddryf. Word weer in Efesiërs 4 vir ons gesê, moenie leef soos mense wat net ronddryf nie. Wat is jou doelwit? In watter area van jou lewe moet jy dalk meer soos Jesus word? Ek het gelees, iemand sê dat die lewe is soos 'n lughawe vervoerband, 'n konveierbelt by die groot lughawens. En hulle sê, as jy net staan, beweeg jy steeds. Nie noodwendig in die rigting waarin jy wil gaan nie. En dit is eintlik so 'n kragtige beeld, want 'n klomp van ons dink ons lewe staan eintlik stil. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy nie doelbewus beweeg nie, staan nie in die stil nie, jy's eintlik net besig om agteruit te beweeg. Stadig maar seker besig om te dryf. Weg van God af, weg van die lewe wat God vir jou wil hê, weg van jou naaste af, weg van jouself af. Ek hoop nie jy leef net op autopilot en vat nou maar net elke dag soos dit kom. Klomp van ons is nie tevrede met ons lewe nie, omdat ek dink ons doelloos ronddryf. Prediker 2 beskryf hierdie gevoel, hy sê, dis nietigheid. Hebreëus is hebel, wat beteken om te mis, of om iets deur jou vingers te laat glip. Wat is jou doelwit hierdie jaar? Wat is daar in jou lewe wat dalk moet verander? Ek het myself gevra, hoekom wil ons nie doelwitte stel nie? Omdat ons baie keer so gefokus is op wat ons moet prys gee. Kom ek gebruik die voorbeeld om meer te oefen hierdie jaar. Prakties. Beteken ek moet my gemak prys gee. Ek moet my tyd prys gee. En dis alwaarop ons fokus. Ons fokus nooit op wat God deur dit in ons lewe kan doen nie. Paulus het hierdie mooi beeld in 1 Korintiërs 9 vers 26. As hy praat van 'n atleet. En jy weet 'n atleet het 'n klomp opofferinge om te maak om uiteindelik die beste atleet moontlik te wees. Maar dis nie sy fokus nie. Hy kyk nie heeltyd wat ek moet verloor en opoffer nie. Hy sien die wenstreep en wat vir my wag. En daarom skryf Paulus, hy sê, ek hardloop soos een wat nie onseker oor sy doel is nie. Ek vra, wat is jou doel? Waarin is jou pad? Wat is jou doelwit vir 2026? So dip, doelwit. Intensie. Vriende, 'n doelwit alleen is nie genoeg nie. Baie mense het hierdie prentjie van wat ek hierdie jaar wil bereik, wat my doelwit vir hierdie jaar is. 'n beter lewe, sterker geloof,
maar dan bly ons onveranderd. En daarom wil ek jou vra, wat is jou intensie? Hoekom wil jy verander? Nie hoekom moet jy verander nie, hoekom wil jy verander? Want as ons nie 'n hoekom het nie, sal ons maar net terugval na wat bekend is. Opgee wanneer dit moeilik raak. 2 weke in Januarie nie meer oefen nie. Hoekom wil jy graag verander? Baie van ons wil verander omdat ons skuldig voel, ander omdat ons bang is, ander omdat ons onsself met ander mense vergelyk. 'n Klomp van ons wil verander omdat ons iets wil bewys aan God, aan onsself, aan ander mense. En ja, hierdie redes mag dalk wees hoekom jy begin. Maar dis nie volhoubaar. So ek vra weer, hoekom wil jy graag verander? Jesus spreek hierdie vraag aan in Matteus 6. Dan vra hy, wat is mense se motivering? Want hy sê mense kan die regte ding doen vir verkeerde redes. As jou rede vir verandering is bloot om op te hou sleg voel oor jouself, gaan jy ophou sodra jy bietjie beter voel. As jou rede is om ander mense te beïndruk, gaan jy ophou wanneer hulle nie meer kyk nie. Maar as jou rede liefde is, liefde vir God, die lewe wat hy vir jou wil gee, vir jouself, vir ander mense, dan word dit volhoubaar. Daar's 'n ware verhaal wat ek graag met jou wil deel van 'n man. En dalk kan jy jouself in hierdie verhaal sien van 'n man wat dokter toe gaan elke jaar vir sy check-up. Dan kry hy elke jaar dieselfde diagnose. Hoë bloeddruk, stygende cholesterol, oral is waarskuwingstekens. En elke jaar se besoek het dieselfde geklink. Die dokter sou na sy uitslae kyk, sy kop skud en sê, jy moet jou leefstyl verander. Jy moet beter eet, jy moet meer oefen. En elke jaar dan sou hierdie man sy kop knik, saamstem, maar niks het regtig verander. Hy het by die gym aangesluit en dan kort daarna opgehou. Hy het gesondheidsboeke gekoop en dit nooit regtig gelees nie. En elke jaar as hy klaar is by die dokter, dan sê hy, ek beloof hierdie jaar gaan anders wees. Maar dit was nooit. Nie omdat hierdie man nie geweet het wat moet verander nie, hy weet. Nie omdat hy nie glo dis dalk nie belangrik nie, hy weet dis belangrik. Maar omdat sy rede hoekom hy wil verander nooit sterk genoeg was nie. Toe, een middag het alles verander. Hierdie man was saam sy dogtertjies na 'n skoolgeleentheid toe. Dit was 'n dag by die skool waar hulle al die kinders se prentjies wat hulle geteken het en geverf het in die klasse opgesit het. En dan kon die ouers nou deur die klasse stap en na hierdie prentjies kyk. En hy het saam sy dogtertjie gegaan, na die prentjie gekyk en dan is hulle uit by die klas. Dan hardloop sy vooruit en lag en giggel en draai sy skielik om en kyk of hy nog bye. Dan hardloop sy terug na hom toe en hardloop sy weer en kyk terug of hy nog bye. En dan skielik, sonder waarskuwing, het die dogtertjie omgedraai en gevra, Papa, sal jy nog hier wees as ek eendag groot is? Hy het senuweeagtig gelag en gesê, natuurlik my kind. Maar sy was nie klaar nie. Sy sê toe, ek wil Papa graag eendag by my groot skool ook hê. En dat Papa daar moet wees as ek trou. En daardie aand, vir die eerste keer, het hierdie man, was hy nie gemotiveer deur vrees nie, maar deur liefde. Die volgende oggend het hy nie gevra, hoe gaan ek gewig verloor, of wat se dieet gaan ek volg, of wanneer gaan ek begin oefen nie, hy het gevra, hoe kan ek sorg dat ek teenwoordig is in my kind se lewe? Wat moet ek doen
sodat ek daar sal kan wees? Wat moet ek verander? En hierdie keer het die verandering aangehou. Nie omdat dit maklik was nie omdat hy nooit gesukkel het nie, maar die oggend toe die alarm afgaan en hy vroeg opstaan, het daardie dissipline nog steeds moeilik gevoel. Die ou gewoontes het hom nog steeds geroep, maar sy motivering om te verander was anders. Dit was nie skuldgevoel nie, maar liefde. Daarom wil ek vir jou vra, hoekom wil jy verander? Hoekom wil jy verander? So, doelwit. Doelwitte help ons om ons lewe te ondersoek en te vra waar is verandering nodig. Intensie help ons om te vra hoekom wil ons verander? En is die motivering liefde. En dan die laaste letter P is die plan. Hoe gaan dit plaasvind? Wat gaan ek prakties doen? Wat is my plan? Want 'n doelwit, maak nie saak hoe goed jou intensie is nie, sonder 'n plan is eintlik maar net 'n droom. Spreuke 21 vers 5 sê, goeie beplanning bring sukses. As jy wil verander, goeie beplanning bring sukses. Spreuke 16 vers 3 sê, alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here, dan sal jou planne slaag. Met ander woorde, daar's planne. Paulus gee vir ons advies in 1 Timoteus 4 vers 7. Hy sê, bestee jou tyd en energie daaraan om jouself te oefen tot geestelike fiksheid. Ons weet al, en julle behoort te weet, daardie woordjie oefen, vir ons die woord gimnasium vandaan kry, die woord gym. So Paulus sê, elkeen van ons moet jou tyd en jou energie bestee om in die gym te oefen tot jy geestelik fiks is. Die van julle wat weet van oefen, sal weet as jy baie lanklaas in die gym was, kan jy nie net daar instap en maar die toerusting net gebruik en dink jy gaan die optimale fiksheid bereik nie. Baie lanklaas in 'n gym was, dan weet jy, ek het iets nodig. 'n Oefenplan. As ek wil hierdie jaar die Comrades doen, glo my, jy kan nie net draf en dink jy gaan dit maak nie. Jy het 'n plan nodig. Daarom sê hy, sorg dat jy 'n plan het. Sit strukture en ritmes en praktyke in plek wat jou help om te leef waartoe God jou roep. Want vriende, ek kan al hierdie mooi inspirasie vir jou gee oor hoekom verandering belangrik is en nodig is. Maar die realiteit is nie genoeg nie. Die preek is gepreek, die teks het ons gelees. Kan al hierdie video's gaan kyk. Maar die vraag bly, wat gaan jy môre doen? Nie volgende week nie. Nie oor 'n maand nie. Wat gaan jy môre doen? En ek wil vir jou sê, die plan hoef nie groot goed te wees nie. Soms is dit klein tree op 'n slag. 'n Plan is iets so eenvoudig soos, môre begin ek dalk weer werk, en ek dink jy's 'n paar van julle, dis hoekom julle nog by die see is nie, want jy môre moet begin werk. En dan is 'n plan iets soos, voor ek net by die werk gaan hardloop, môre, gaan ek 5 minute vat om net eers in my kar te sit, en die Here te vra om saam met te wees. Klein verandering is een gesprek wat jy vir baie lank al uitstel. Een besluit om te sê ek wil anders reageer as wat ek gister reageer.
minder chocolates, 1 kilometer 'n dag. Verandering gebeur nooit baie min in groot spronge. Dit vra klein tree. Tree met die plan wat realisties is. So vandag wil ek nie vra maak 'n nuwejaarsvoorneme nie. Ek wil vir jou vra, wat is dip vir jou in 2026? Kom ons kyk gou, die D, nou moet julle weer asseblief saamwerk, dan is ons klaar. D is, kom ons probeer, D is, doelwit vra, wat in my lewe moet verander? Wat in my lewe moet dalk verander sodat ek meer soos Jesus word? I, intensie, hoekom wil jy verander? Wat motiveer dit? En P, daar sê, plan. Wat gaan jy môre doen? En jy sal sien in jou preekopsomming, daarom vra ek bring 'n pen saam, en jy hoef dit asseblief nie nou te doen nie, jy wil nie druk op jou sit en dink, jy moet nou skielik hierdie plan van aksie uitwerk, en hierdie doelwitte stel, en ek voel jy moet by die Here sit, ek weet daar's 'n klomp van julle wat die Here dit dalk dadelik op jou hart geskryf het, maar ek wil vir jou vra, wat is jou doelwit? Hoekom wil jy dit doen? En hoe gaan jy dit doen? As jy nie weet nie, is dit hoekom ons ook 'n reeks het. Om jou uit te nooi om te sê, hoe dink ek nuut in 2026? En vriende, hierdie jaar is nie een of ander toets wat jy moet slaag, en dit gaan nie oor hoe lank kan ek dit doen en hoe lank kan ek dit nie doen nie. Ek wil weer teruggaan na daai aanhaling wat sê, ek probeer liewerster om iets wonderlik te doen en fail, as wat ek niks doen nie en daarin slaag. Kyk, wees versigtig hoe jy leef. Kom ons bid. Here, dankie dat ons vanoggend voor 'n Kairos oomblik staan. 'n Geleentheid wat U vir ons gee om so 'n bietjie na ons eie lewe te kyk. En ek bid net die woorde van Psalm 139. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my. Skryf op ons harte, Here. In Jesus se naam. Amen.